Engelse spreekwoord wat sê, they that wait upon the Lord, they will renew their strength. They will mount up with wings like an eagle. Die gemeente het 3,5 jaar op die Here gewag. En nou is julle besig om op te vlieg, soos daardie arend. Vlerke uit te sprei. Ek hoor dit gaan goed met die jong mense. Dit gaan goed met die sondagskool. Dis wanneer die vlerke uitgesprei word. En daai arend net so in die lug en op beweeg. Ons dank die Here daarvoor. Ek wil nie met vanmôre vir my die Bybels blaai na 1 Johannes hoofstuk 4 en vers 7. Ek wil die boodskap vanoggend so 'n klein bietjie anders maak as die gewone. En as dit ware sommer die sak patats nou uitgooi voor u. Ons gaan hierdie gedeelte lees. En ons gaan vanmôre gesels die oorsprong van liefde, die uitvloeisel van hierdie liefde en die goddelike waarde daarvan. Nou wil ek hê jy moet saam met my die woord lees en sien hoe die Heilige Gees dit nou aan u gaan oopmaak. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en hy sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Wat 'n wonderlike woord. Ja, ek weet nou nie of Willem my notas in die hande gekry het nie, maar hy het reeds gesê, hierdie is 'n besondere vir die wêreld, is dit 'n besondere maand. Dis die maand van liefde. En ek sien hier so 'n paar jong mense, en ek seker hulle het ook al die rooi hartjies gekry, en die klein hartjies met die pyltjies deur, en al die dinge, wat gaan oor hierdie maand van liefde. Maar vir ons as kinders van die Here, gaan dit oor 'n groter liefde, baie groter liefde. As die wêreld maar net geweet het, die pragtige liefde tussen twee jong mense, met begin 'n vlerk sleep, die pragtige liefde tussen man en vrou, is uit God gebore. Want jy sien wat gebeur het,
As ons kyk na die oorsprong van liefde, dan vind ons dat God het die mens geskape vir homself. Hy het die mens geskape sodat hy met die mens kan gemeenskap hê, saam met die mens wees. Soos wat die woord van die Here sê daar in Genesis, hy het in die aandwindjie, het hy in die tuin gewandel. Dit moes seker so 'n wonderlike ondervinding gewees het vir Adam en Eva. Hulle moet seker so opgewonde gewees het. Elke keer het hulle gesê, hoor hierso, die son is besig om te sak. Kom ons gaan ontmoet ons Vader. Kom ons gaan gesels met God in die tuin. Dit was 'n heerlike ondervinding vir hulle gewees. Maar helaas, in Genesis 3, lees ons van die sondeval van die mens. En daar het hier die pragtige verhouding tussen God en mens is oombliklik afgesny. Ja, en so mate dat terwyl hy een aand weer gewandel het, toe moes hy roep. En hy moes sê, o mens, waar is jy? Adam, waar is jy? Eva, waar is jy? Maar ongelukkig het daar 'n breek plaasgevind, wat dwars deur die Ou Testament, wanneer ons lees van daardie breek, hoe dat God gesê het vir die mens, ek wil weer met jou versoen. Ek wil hê dat jy jou sonde op die altaar moet kom lê. En daar verskillende maniere was, waarop God vir die mens uitgenooi het en gesê het, kom ons maak weer vrede. En daar dikwels van diere gebruik gemaak was, om net hierdie versoening te bewerkstellig. Ja, daar was die 16de, of daar was die dag van versoening gewees, waar die volk almal by mekaar gekom het. En op daardie dag van versoening, dit wat word genoem, die Yom Kippur, het die mense by mekaar gekom, en hulle het hulle sonde bely, en hulle het hulle leeg gemaak voor God, en dan is daar die sonde, het die priester dit gevat, en hy het dan gesê, hoor hierso, nou is julle vergewe, met al die verskillende offerhandes wat gebring is, die bokke wat gebring is, die skape wat gebring is, die beeste, alles, dit was offerhandes gewees. Ja, daar was tot in gebruik gewees, waar God gesê het, bring julle sondes, julle oortredinge, en dan plaas ons dit op hierdie bok, en dan word hierdie bok die woestyn ingestuur, die bok Azazel, wat 'n teken is van, die sonde word weggedra van julle af. Maar toe kom God, en hy besef, hy het alles gedoen, alles mooi uitgewerk, maar daar is een offerhande, wat hy sou moet bring. En dis waar die oorsprong van die liefde vandaan kom. Waar die woord van die Here vir ons sê, hier in vers 9, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Die oorsprong van liefde is by God gebore. Toe die hemelse Vader sy enige gebore seun gegee het, en ons hoor die woorde daar in Johannes 3 vers 16, waar die woord van die Here vir ons sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit is die oorsprong van die liefde.
Want die woord sê vir ons hier in vers 8, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. God is love. God is liefde. Kyk wat sê vers 16 ook. En ons het die liefde van God tot ons leer ken en geglo. God is liefde. Dit word so beklemtoon hier deur Johannes. Is dit nie interessant dat dit juis Johannes is wat skryf oor die liefde? Want Johannes word gesien as die disipel van liefde. Ja, dit was hy wat op die bors van Jesus soms gelê het. Dit is hy wat Jesus lief gehad het. Dit is hy vir wie Jesus gesê het, het jy my lief? En hy sê, ja Here, dit maak nie saak, wat gebeur nie, ek sal u lief hê tot die dood toe. Toe sê Jesus vir hom, voordat die haan 3 keer gekraai het, sal jy my verloon het. Dit het hy vir Petrus gesê. Vir Johannes het hy gevra, het jy my lief? God is liefde. Dis die oorsprong. Maar wat is die uitvloeisel? Ons het al daaraan begin raak. Die uitvloeisel van hierdie liefde vind ons in vers 10. Hy sê, hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het. Ons hoor soveel keer wanneer mense tot bekering kom en hulle gee hulle getuienisse, dan sê hulle, ek het soveel verkeerde dinge gedoen, ek was so ver van God af gewees, ek kon nie dink dat hy my so lief hê met alles wat ek doen nie, of gedoen het nie. En dan kom hier die teksvers en hierdie vers sê vir ons in vers 10, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Dis die uitvloeisel daarvan. 'n liefde van God wat sy seun gee vir die wêreld, sodat ons kan versoen word met hom. Sodat daardie heel eerste gedagte wat hy gehad het toe hy die mens geskaap het, ewe skielik word dit herstel deur die seun Jesus Christus. Ek het jare gelede het ek so 'n tekenprent gesien van 'n geweldige kloof in die middel en hier die kant 'n groot heuwel en daar die kant 'n groot heuwel. En dan hier aan die onderkant dan staan daar dis sulke lyntjies wat so getrek is. Dit lyk soos plankies. Klein plankies wat hulle wil oorkom na die ander kant toe. In die eerste plankie staan daar goeie werke. En dan word daar woord by gesit dat jy sal nie deur jou goeie werke die koninkryk van God beerwe nie. Want sê die woord van God, ons goeie werke is soos 'n wegwerklike kleed voor die aangesig van God. En dan is daar weer 'n volgende plankie wat wil kyk of hy dalk miskien daai kant toe kan kom. En so is daar verskillendes met al die verskillende goeie dinge wat die mens probeer doen om God te behaag. En op 'n stadium heel bo is die kruis van Jesus Christus van die een kant na die ander kant toe. En hy pas presies oor. En dan sê die skrifgedeelte, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ja, deur die bloed van die Here Jesus Christus. Dit is juis
Dis juist Paulus wat sê, nie, en die Hebreër boek ook, wat sê nie deur die bloed van bokke en stiere nie, maar deur die bloed van die Here Jesus Christus. Dis die uitvloeisel. Dis die uitvloeisel van die liefde. Kyk wat sê vers 19. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Weereens, net die bevestiging. Is dit nie die woord wat by geleentheid sê? Vir 'n goeie mens sal iemand nog sterwe. Dit oorweeg. Vir 'n regverdige mens, ja, sal jy dit heel moontlik oorweeg om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat hy vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, deur sy seun Jesus Christus. Die uitvloeisel van hierdie liefde, sodat ons versoen kan word, sodat ons regverdig voor God kan staan, so that we can stand righteous before God. Regverdig deur die bloed van die Here Jesus Christus. Vers 14 sê, en ons het aanskou en getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Wat 'n bevestiging, wat 'n bevestiging. Kyk wat sê vers 11, geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Die uitvloeisel is nie net, my saak is met God reggemaak nie. Ek het my kaartjie, ek gaan hemel toe nie, nee. Die woord van die Here sê vanmôre vir ons, dat die uitvloeisel van hierdie liefde van God die Vader, deur sy seun Jesus Christus vir ons, is dat ons mekaar moet lief hê. Matteus 22 vers 37 sê die woord van die Here vir ons, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele siel, verstand en alles wat binne in jou is, en jou naaste soos jouself. Ek wonder vanmôre, as ons so dink aan die liefde wat God vir ons uitgestort het deur sy seun Jesus, en ons dink aan ons verhoudinge met mekaar. Ek hoor van, en ek praat nou nie van in hierdie gemeente nie, dis nou mense daar in Richards Bay. Ek hoor van families wat mekaar nie eers groet nie. Ek hoor van boeties en sissies wat mekaar jare laas gesien het. Ek hoor van 'n dogter en 'n moeder wat vervreemd is. God sê vanmôre vir ons, ek het myself deur my seun Christus vir julle gegee, sodat julle kan versoen wees, sodat ons in 'n verhouding met mekaar kan wees. Maar die uitvloeisel daarvan is liefde vir mekaar. Dan bring dit vir ons by die waarde, die goddelike waarde van hierdie liefde. Dit wat God deur sy seun Jesus Christus vir ons gedoen het. Wat gee dit vir ons? Wat bring hierdie opofferende liefde van God deur hierdie offerhande van sy seun, waar hy hom met onsself versoen het? Wat bring dit vir ons? Kyk wat sê vers 13. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons,
dat hy ons van sy Gees gegee het. Liewe kind van God, besef vanmôre, ons is wedergebore deur die bloed van die Here Jesus Christus. En daardie oomblik toe ons tot bekering gekom het, en ons harte oopgemaak het, en gesê het, o Here, ja, kom woon in my hart, sê die woord vanmôre vir ons, dit wat ons ontvang het, is die Heilige Gees van God. Want dit is juis hierdie Gees, wat ons elke dag moet oortuig, van sonde, geregtigheid en oordeel. Toe die Here Jesus opgevaar het na die hemel, het hy daar in Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16, het hy baie duidelik aan hulle verduidelik en vir hulle gesê, hoor hierso, ek gaan weg van julle af, maar ek gaan julle nie as wese agterlaat nie. Ek gaan vir julle gee, die Heilige Gees, wat julle in alle waarheid sal lei. Die Heilige Gees, wat vir julle die dinge sal vertel, wat ek gedoen het op hierdie aarde. Die waarde van die liefde van God vanmôre is die inwoning van die Heilige Gees. Die inwoning van die Heilige Gees. Kyk wat sê vers 17. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, so sal ons ook in die wêreld wees. Ons het nie net alleen die Gees ontvang, maar ons het ook daardie waarskuwingsgees binne-in ontvang, wat vir ons sê, my kinders, word wakker, my koms is naby, ek is hier. Ja, die liefde van God het dit bewerk in ons harte, want hier sê die woord, hy sê baie duidelik, hy sê vir ons hier, want dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Hoe kan 'n mens vrymoedigheid hê in die oordeelsdag, wanneer die basuin blaas en Jesus op die wolke kom, is die enigste vrymoedigheid in ons harte, is om gereed te wees, liewe kind van God. En ek het nie vanmôre nodig, dis 'n hele boodskap op sy eie, om vir u te vertel, hoe naby sy koms is nie. Kyk maar na die gebeure van die wêreld. Kyk wat alles besig is om te gebeur. Kyk wat gebeur met die volk van Israel. Sy liefde gee my vrymoedigheid om uit te sien na sy koms. Nog waardig van hierdie liefde is die woord van die Here sê vanmôre vir ons hierso in vers 15. Jy kan dit maar gaan lees. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Is dit nie juis Johannes? Hier dieselfde Johannes wat hier skryf is, het in Johannes 15 geskrywe, waar Jesus gesê het, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Wie in my bly, ek bly in hom. Dis so asof Johannes hier half teruggryp na Johannes 15 en hy wil ons net weer herinner dat wanneer ons dink aan die liefde van God, dan moet ons net besef dat daardeur bly ons in hom, is ons in hom, beweeg ons in hom, is hy deel van ons en ons is deel van hom. En dan sê hy ook vir ons in ons geleesde gedeelte, en dit is vir my 'n pragtige vers hierdie. Kyk na vers 18. Daar is geen vrees in die liefde nie. Ek wil vanmôre vir u vra,
Liewe kind van God, watter vrese is daar vanmôre in ons harte? Die mens vrees vir die toekoms. Ek hoor hoeveel keer mense sê, ons weet nie wat gaan gebeur nie. Ons weet nie wat aangaan om ons nie. Ons is so bang. God sê vanmôre, liewe kind van die Here, maak nie saak watter vrees jy het nie. Maak nie saak watter vrees ons het nie. Lê dit aan die voete van die Here, want sy woord sê, hierin het die liefde volmaak geword. Daar is geen vrees in die liefde nie. Geen vrees nie. Die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Vrees vir die toekoms. Vrees wat met my gaan gebeur. Vrees, Here, as U dalk my lewensmaat wegvat. Wat gaan word van my? Vrees vir my kinders wat dalk nie na 'n werk gaan kry nie. Vrees vir my kinders wat noodgedwonge oor see moes gaan werk. Daar in 'n vreemde land. Soveel vrese. Maar God sê vanmôre, my volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Dryf die vrees na buite. Sien jy vanmôre die oorsprong van daardie liefde? God. Die uitvloeisel van daardie liefde, sy seun. Die waarde van daardie liefde, die soete Heilige Gees in ons harte. Kom ons buig die hoofde. Ja, Here, wanneer ons vanmôre weer eens na die onfeilbare woord van God kyk, dan sien ons hoe dat U deur U woord diep in ons harte spreek. Vanmôre is my gebed, Here, dat U self die naprediker van die woord sal wees. Daar is gesaai, daar word nat gegooi, maar dis God wat laat groei. Amen. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dankie Vader, Seun en Heilige Gees vir 'n volbragte werk, en verdaag ons nou in die vrede van ons Here Jesus Christus. Amen.